Wat is 'n sportjoernalis as hy homself nie in die skoene van 'n sportheld kan plaas nie? Network Media Hubs, twee van ons sportjoernaliste, Andrew Poelman en Brian Munango, het die afgelope naweek uitgevind by die Nedbank Cycle Challenge toe hulle onamptelik deelgeneem het. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ons gesels vandag saam met Andrew Poelman oor sy ervaring by die Cycle Challenge as ook die sportoomblikke van die afgelope naweek. Maar eers gesels ek en Ogito Greig oor die nuushooftrekke in vandag se Republikein. Bly ingeskakel. Die laaste paar reendruppels wat daar val in Republikeinse kikkie kompetisie. Ogito, dink jy die renseisoen is al verby? Nee, Nee, hy gaan nog aan. Hy gaan nog aan. Het die koue ook by jou ingetrek soos by my vanoggend? Ja. Ogito, ons hoofberig, ons leiberig in vandag se Republikein gaan oor high iron en jy is nogal 'n kenner in daai wêrelde. Ek sal nie so sê nie, maar dit is goeie nuus van 'n projek wat baie nie geglo het sou van die grond afkom nie. En dit bewys dat dit kan gedoen word. Ja. So ons moet nie altyd net aanvaar dat iets wat moeilik is of 'n droom nie bewaarheid kan word. Ons president Netumbo Nandi-Ndaitwah, ook een van die wat aanvanklik nie geglo het hierdie projek kan van die grond afkom en dalk gedink het hy's bietjie te goed om waar te wees. Wat dink jy het daai idee geskep van die high iron projek? Dink jy dit is te goed om waar te wees? Nee, kyk met ons wetenskaplike ontwikkeling kan baie dinge gedoen word, maar ek dink wat hierdie projek anders maak is dat hulle dit stelselmatig stap vir stap geneem het en elke tree wat geneem is prakties gedoen. Ek dink dit maak 'n groot verskil. Mens moet nie laat die droom weghardloop met jou nie. Jy moet dit tree vir tree aanpak. Ja. En in jou baie ervaring in mynbou, ervaar jy dat dit gereeld gebeur in hierdie soorte projekte, dat ons al weghol met die idee en dat ons dit dan nooit bewaarheid nie? Ja, daar is baie voorbeelde, nie net in mynbou nie, maar in ander aspekte van ontwikkeling. Daar is nog baie projekte wat glans in die son, maar as jy nader kom, dan is dit glad nie 'n diamant nie, dis selfs nie, ja, dis maar net 'n klippietjie wat glans. Ek dink nou byvoorbeeld aan hierdie voorstel vir die nuwe treinbesigheid wat hulle daar in die noorde voorstel. Ek dink dit sal van die grond afkom nie. Veral omdat hulle nou al so vroegtydig soveel bohaai daaroor maak. Maar as jy hierdie ontwikkeling gevolg het, hulle het nie te veel geraas gemaak nie, hulle het maar stap vir stap, soos hulle iets reg gekry het, dit aangekondig en dan weer stilletjies aanhou werk. Ja. En nou, binne rekordtyd, is ons eerste in die wêreld wat dit bewys het. So, dit wys net dit kan gedoen word. Ek moet Daar sê, gaat ons nie meer weer. ja, ek moet sê, in die mynbou is dit nie die eerste ding waar ons eerste in die wêreld iets reg gekry het nie. So ons kan dit doen as Namibiërs en ons moet net aanhou en moet hou. Ja. 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 Nou, 'n oomblik wat nou nie so lekker is soos ons eerstes in mynbou nie, en ek weet dis vir jou ook geweldig moeilik, Ogito, is die dogtertjie van Okanya. Haar familie, die polisie het onlangs bevestig sy is glo volgens hulle ondersoeke verkragt voordat sy vermoor is. Ja, baie hartseer. Ja. Ja, ek dink ons moet die naam noem. Ja. Want sy was 'n mens, 'n jong mens. En haar lewe is verwoes, is weggeneem. Ja. Haar familie is verwoes. Dit is regtig akelig. Ja. Vir my as ouer, my dogtertjie is 6.
wat my so ontstel is, die skool was vroegtydig toegemaak weens die reën, Ja. maar die familie was nie ingelig. En niemand het gebly met die kindertjies nie. Die ouma sê dat hulle het spesifiek opdrag gegee dat sy net deur haar oupa moet opgetel word. Maar dit was nie geluister nie. Ja. En ja, dit is hartverskeurend. Dit is absoluut. Daar's regtig eintlik nie woorde nie. Jy weet, ek dink aan myself in daai ouderdom en wat dit aan my sou gedoen het. Daar's niks wat jy vir daai familie kan sê nie. Daar's niks wat ons hier by Kletskompas vir hulle kan sê wat dit gaan beter maak nie. Dit is absoluut 'n familie wat vir die res van hulle lewe met hierdie geweldige seer gaan moet saamleef. Ja. Haar medeleerlinge in haar klas. Ja. Hoe sal dit hulle inpak? Ja. Sjoe, Ja. die hele skool. En dit oor 'n eenvoudige kommunikasie wat nooit op die plek uitgekom het waar hy moes nie. Daar was daar kommunikasie, het dit sal jy weet hoe moet uitvind, maar dis kommunikasie kan die wêreld 'n baie beter plek gemaak het. En ek voel ook, luister, as jy nou sien, die anders vat die verantwoordelikheid, die doen dit self. Ja. Al moet jy daar sit en wag. Ja. Asseblief, dis iemand se lewe, dis iemand se toekoms. Dit is ja. Mag ons uit hierdie een leer en die niks anders nie. Mag ons leer om verantwoordelikheid te vat. Nie net vir mekaar as volwassenes nie, maar vir kinders, vir die kwesbares onder ons. Dis 'n geweldige moeilike ding om te verwerk. Selfs vir my wat nie van Okania af is nie. Ek dink hierdie is iets wat ons nie wil sien in Namibië nie. En ek dink dit is moeilik vir die hele land om dit te verwerk. Dat dit onder ons gebeur het, sommer net so onder ons neus. Ja, uit tog. Nog 'n moeilike stapie wat dalk 'n bietjie van 'n ligter noot is. Op bladsy 3 berig ons oor Emma Toefilis, die minister van Inligting en Kommunikasietegnologie, se plan vir kubermisdaad. Dit nadat twee Namibiese telekommunikasiemaatskappye, dit wat in die media was, soos twee telekommunikasiemaatskappye wat deurgeloop het die afgelope maande. Ja. Daar is nou 'n reaksiespan spesifiek vir kubermisdaad gevalle. Ja, hulle word môre van stapel gestuur, so dan sal ons leer wie is op die reaksiespan. Sy het ook gereël dat Salt Essential IT, dis 'n plaaslike IT onderneming, hulle sal van Vrydag af elke week van 10 tot 11 gratis aanlyn opleiding bied. Lig jouself in om jouself te bemagtig, om jouself te bewaar. Een ander ding wat gelei het tot hierdie verwikkeling is, daar is al verskeie mense wat gekil is, bankrekeninge wat leeggemaak is, veral ouer mense. Dit lyk die kubermisdaad hulle teiken veral dies wat oningelig is. Ja. So wees tog uiters versigtig, veral as jy met die bank te doen het. Moet niks glo wat oor die telefoon gesê word nie. Ja. Gaan maar persoonlik tot daar. Ja. En moet nooit 'n pin of 'n wagwoord of 'n ding oor 'n selfoon gee nie. Ek het ook al, dis nou al 'n geruime tyd eintlik wat Salt Essential hierdie inligtingsessies aanbied. En hulle sê ook dit is nie 'n probleem dat mense nie noodwendig weet hierdie inligtingsessies gaan aan nie, maar om een of ander rede toon hulle net die belangstelling nie. Ja. So dit is aanlyn beskikbaar, beskerm jouself, die gebruiker is altyd die laaste verdediging wat ons het. Ons kan al wat 'n program en al wat 'n fancy ding is instel, maar as jy nie weet om jouself te beskerm nie, dan gaan jy een of ander tyd, dis 'n wanneer en nie 'n as nie. Ja. Gaan jy deurloop as jy en nie weet asseblief ons weet wat die houding wat ons banke inneem. Dit is jou skuld as jy iets fout gedoen het en hulle sal jou nie help nie, so jy moet jouself beskerm. Is net jy wat jouself kan beskerm. Wees uiters versigtig asseblief, altyd. Ja. Baie dankie Ogitu dat jy by ons was. Dit was Ogitu Greig van Republikeinse redaksie. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures.
Visit us today at enjoy.my.na. Ons gaan kyk nou na die weervooruitspelling vir môre. Op Katima Mulilo word daar 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 31 grade Celsius verwag. Op Windhoek 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Op Gebabes 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Op Swakopmund word daar môre 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius verwag. Op Oranjemund is dit lekker sonnig met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 20 en op Reebot effens bewolk met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Een man wat nou lankal nie meer 'n vreemde gesig op Kletskompas is nie, maar Andrew, ek dink ons moet vandag begin deur te vra hoe voel die bene? Die bene is alright. Ja, ek sit maar net so 'n bietjie versigtig. Ja, die fiets gery Sondag. Nedbank Cycle Challenge. Ek en ons kollega Brian Munangu. Ja, fiets wat ons geleen het by Manny's Bike Mecca. Baie dankbaar, dit is 'n goeie, lekker gebaar, dit is 'n lekker dag gewees, so lekker perfekte weer vir fietsry en so. Ek dink altyd van ons was miskien 'n bietjie lanklaas op die fietsie, maar ja, dit is 'n lekker ervaring. Ja, Brian vertel ook toe hy van sy fiets afklim toe maak sy bene so. Het jou nou ook so lekker gebeur? Ja, as 'n mens ek het ook daai ervaring gehad, ja. Ja. Okay, so vertel vir ons 'n bietjie verder van die Nedbank Cycle Challenge. Hoe het dit gegaan? Okay, so vir die ernstige mense in die resies, die mense wat ons het maar net 20 km gedoen. Ja. So maar anyway, ons sal nog Maar net allerlei programme doen oor daai kort 20 kilometers wat ons gedoen het. Maar ja, die 100 km, natuurlik al die groot name was daar. En in die mansresies as ons gou daar kyk, Driekus Coetzee, kom ons sê die man aan die regterkant, daar Teens van der Westhuizen, 'n jong, hy is nou 20 jaar oud. Hy het so na 12 km het hy weggebreek van almal af. Hy het, ek weet nie, sommer half op die ingewing van die oomblik sê hy sê dit nie beplan nie. En hy het gesê, weet, Driekus sal vir hom kom vang in 'n stadium. En hulle twee het toe omtrent 4 minute voor die res uitgery en omtrent ook so goed klaar gemaak. So die res van die ouens het toe nou in 'n sprint. So Jacques Hanekom was in die 3de plek. In die 4de plek was Brandon Plaatjies. 5de was Roger Soren wat onder 18 is. 6de was Marco Thiel wat ook 'n onder 18 ryer is. Dan was dit Martin Fryer wat ook al tevore nasionale kampioen was. Christian van der Westhuizen was volgende, hy is ook onder 18 ryer. Dan Adrian Key, ek dink hy is ook nog onder 23. Dan Ingram Kaff volgende en dan Tristan de Lange wat nou nie meer so ernstig ry nie, maar wat tevore by die Olimpiese spele was. So dit so met die jongerige mense nou wat jy nou daar kan jy sien, ons is dis goed vir die sport dink ek, ja. Okay. Miskien die vroue dan natuurlik ook. Andri Kriegel wat daai wedren gewen het. Sy het agterna gesê sy het basies sy hou nie so baie van die lang plat reguit dele nie, so sy het maar op die klim het sy weggebreek en toe voorgebly, daai afstand gehou en uiteindelik gewen. So in die 2de plek was dit dan Erin Macridge, sy is van Suid-Afrika. Sy het in Februarie by die Suid-Afrikaanse kampioenskap die onder 18 meisies titel gewen op die padresies. En dan so 3de was Melissa Hins wat ook al in Namibia se tydtoetskampioen was. Rosemary Thiel was in die 4de plek, sy is onder 18.
Monique Du Plessis is ook 'n onder 23 ryer van Namibia, sy was die volgende ene, en dan in die 6de plek Delcia Jansen van Vuren wat ook 'n onder 18 Namibiese ryer is. So dink is ook 'n baie kompeterende wedren gewees. Ja, natuurlik. Dan was daar ook boks gewees die afgelope naweek. Ja, so ons kollega Brian Munango was daar. Ons het Saterdag rugby gaan uitsaai op Rehoboth. So na die rugby het Brian toe na boks toe gegaan. Hulle het seker so tussen 12:00 en 1:00 klaar gemaak. Hierso sien ons dan die hoofgeveg. So die ene met die wat so 'n bietjie groen het, dit is Philippus Ngitumwa van Namibia, WBO Afrika Super Kapokgewig titelhouer. Hy het eintlik Vrydag of met die inweeg het hy nie daai gewigsklas se perk gehaal nie, hy was so 'n klein bietjie oorgewig en alhoewel hy die geveg gewen het, as die opponent gewen het wat van Hassan Milanzi van Zimbabwe, dan sou hy die titel afgeneem het, maar hy het die geveg verloor. Hierso sien ons nog in die eerste ronde, Ngitumwa het hom so 'n bietjie gevang hierso aan die einde van die eerste ronde, 'n bietjie raak geslaan en hy het toe uiteindelik met 'n uitlophou in die tweede ronde gewen. In die ander titelgevegte, Paulinus Njolonimus van Namibia, super middelgewigklas. So hy toe onttrek net voor die geveg. Hy sou ook sy titel verdedig het, uit griep opgetel iewers. So sy geveg is toe nie plaasgevind nie. En dan in die WBO Afrika veergewig is ook in Namibia waar hy titel hou, Matthias Heita. Hy het deur die toue geklim teen Abdul Aziz Koenert van Suid-Afrika. En hulle het toe 12 rondes geboks en die Namibier het toe eenparig met punte gewen. Sy titel suksesvol verdedig. Ja, en dan was daar ook die Debmarine Premier Liga die afgelope naweek sokker. Ja, so daar was wedstryde Saterdag en ook Sondag. Ons het Sondag se uitslae wat ons gou vinnig daar kan wys op die skerm van die tellings wat ons het daar, so net kan die sokker se tellings daar kan opsit. So op die oomblik na Sondag se wedstryde is dit dan FC Ongos wat die voorloper is. Hulle het 17 wedstryde gespeel. Hulle het 30 punte. Komas Nampol is tweede, African Stars is derde en Young Africa is vierde. Hulle het almal 16 gespeel. Komas Nampol en African Stars het elkeen 29 punte, so net 1 punt agter die voorlopers. En dan 2 punte verder is dan Young African, hulle het 27. So die top 4 spanne almal binne 3 punte van mekaar af. So dis nog 'n mededingend. Ja, baie mededingende liga. Okay, en dan is daar ook weer 'n stukkie club rugby, so daar amper elke maandag is. Yes. So FNB Wanderers wat laas jaar die titel gewen het. Hulle het Saterdag tuiswedstryd gehad teen Grootfontein. Grootfontein wat nog nie tevore 'n wedstryd op Wanderers kon wen nie. Hulle was dink baie gemotiveerd geweest, 'n goeie span gebring eintlik. Maar Wanderers het toe nou eintlik gewys waar die dinge staan. So hulle dit was 'n eindtelling was toe 18 punte vir Grootfontein, 70 punte vir Wanderers. Volpunte vir Wanderers. So hulle is nou op die oomblik is hulle nou 10 punte voor op die puntelys van die Premier Liga. Ons sê daar's nou die ander tellings, die ander wedstryde wat gespeel is, die wedstryd wat NTV uitgesaai het was op Rehoboth. Rio Falcon teen Rehoboth Rugby Club. Rio Falcon wat daar gewen het 25 punte teenoor 21. Al twee spanne daar so wat 3-3 gedruk het en so die derby op Rehoboth wat Rio Falcon dan gewen het. So hulle is hulle eerste wen vir die seisoen of eintlik tweede wen. Hulle het ook punte gehad wat van hulle afgetrek is van tevore. Dan in Kommersdal was dit Western Suburbs wat teen United gespeel het. United het daar met 2 punte gewen, 28-26. En so dit is dan ook
ja, United wat ook 'n bietjie opgang maak nogal in die liga nou. En dan die ander wedstryd wat ons nie na verwys het nie, was die ene wat bo-na is, Dolphin, FNB Dolphin. Hulle teen UNAM gespeel op Swakopmund en UNAM wat ook hulle kanse lewendig gehou het met 'n volpunte oorwinning, so 2 bonuspunte gekry. 49-22 die eindtelling daar. So ten slotte, miskien net dan as ons nou kyk na die puntelys, Grootfontein is nog in die top 4. Kudus wat daar tweede is, hulle het 'n afnaweek gehad. Hulle het nou so 1 wedstryd minder gespeel. 13 ligapunte, so hulle is so 10 punte agter Wanderers, maar hulle is nog in die top 4 vir die semifinale. So daar kan ons sien, dis in basis dan die halfpadmerk, omdat hulle dan net 1 ronde speel, so elke span gaan 8 wedstryde speel, en dan die semifinale en die finaal. Okay. So Andrew, voordat ons jou laat gaan ek nou eers soos 'n juffrou vir jou vra, wat het jy geleer oor wat dit is om 'n sportman te wees tydens jou tyd by die Nedbank Cycle Challenge? Dit help seker as mens in die gewoonte is en iets elke dag doen, die muscle memory en so. So sê, as jy, ek het seker op hoërskool as eintlik fiets gery, seker nooit eers met 'n helmet gery, ever nie. Net miskien na vriende se huis toe gery of skool toe, wat ook al, miskien. En maar as jy die skill het, dis een van die skills wat as jy dit het, soos swem en fietsry, dan het jy dit vir die res van jou lewe. Nou is swem die volgende sportkode wat jy gaan probeer. Of kom ons gooi nou 'n klip in die bos hier so op Kletskompas. Wat is die volgende sportkode vir jou en Brian? Hulle sê triathlon is bedoel vir mense wat as dit nie vir jou genoeg is om sleg te wees of swak te wees in net een sport nie, dan doen jy triathlon, dan kan jy swak wees in 3 sporte. Anyway. Okay, so ons hou 'n oogie op driekamp en jy het een keer vir my 'n grappie vertel wat jy gesê het, as ek in 'n driekamp is met 'n haai kan vinniger swem as ek, maar ek kan vinniger hardloop as 'n haai, so dit kom eintlik neer op die fietsry. Baie dankie dat jy by ons was, Andrew. Dit was Andrew Poelman, die nuutste sportheld in ons nuuskantoor. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Dit bring ons aan die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. As jy nou nie kans sien om soos Andrew en Brian van jouself 'n sportheld te maak nie, maar jy wil graag van die kantlyn afkyk, het ons 'n baie unieke rugby geleentheid vir jou waar jy kaartjies kan kry vir die om 'n losie te kry om die Namibiese Rugby Unie se rugby te gaan kyk. Dit is dan www.eticket.my.na, die plek om te wees as jy graag van die beste plek in die huis die rugby wil geniet. Weereens baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Ons is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Maar tot dan is dit mooi bly.